heel eerste net, ja, vir almal goeiemôre sê. Dit is 'n goeiemôre. Dis 'n oggend wat ons wakker geword het, wat ons asem het, dis 'n oggend wat ons so dankbaar is vir nog 'n dag. En dan wil ek tweedens vir oom Legend Tannie Breggie net honor. Ja, ek het 'n diep liefde as ek hier instap weer vanoggend, dan voel dit huis. En die impak wat oom en tannie hulle maak, nie net hier nie, maar oral. Ek loop 'n vriendin of ek het 'n vriendin by die skool by Tafie se mamma. En ons praat so baie en in die week sê sy, ek praat oor Metamorfa Sondag en sy sê, "Hoi, ek doen my naels by Tannie Breggie." Sy sê, dis my wat ek weet nie hoe gereeld kom, is die maandelikse beradingssessie sê sy. En ek sê, "Jesus, jy kan nie 'n beter beraader kry as dit nie." En so net die impak wat oom hulle net all over het. En mense wat al uit die huis uit beweeg het, wat 'n impak maak, 'n ripple effek. So net 'n diep aandering en 'n dankbaarheid in my hart net vandag. En ja, dan sit verder net so, ek gaan net my twee ma's daar agter. My ma, ons hou nie van die ma skoonma nie, sy is skoon, maar ek gaan sê my twee ma's daar agter net ook honor. En ook met hierdie Moedersdag en elke ander mamma wat hier is en elke ander mamma wat graag 'n mamma wil wees of 'n mamma wat al kleinkinders het, sommer net so groot honoring en net sê geseënde Moedersdag vandag. En dan my twee girls daar, dis as gevolg van julle dat ek 'n mamma kan wees vandag. So dankie dat julle my so mooi leer. Ek leer baie. So ja, elke dag. Maar ja, kan ons vir 'n oomblik net ons oop toe maak? Ek wil net eers sê die worship was amazing. Het gevoel ons kan sy teenwoordigheid is net, hy is hier. Hy is hier, hy het 'n ontmoeting vanoggend. En mag ons vanoggend die man tussen die letters ontmoet. Mag ons vanoggend 'n encounter hê met die koning van alle konings. Maar kom ons maak ons oop toe. Ja, Jesus, ons kom eer U vir die dag. Ons kan sê dankie dat U so goed is vir ons. Dankie vir asem in ons longe om vanoggend U naam te kon besing en net te kan sê U is waardig. En U is mooi. Jesus, en ek bid, soos wat oom Letjie ook gesê het, elkeen se week het anders gelyk, maar ek bid dat U ons sal help in hierdie oggend, dat ons gedagtes gevange sal neem, en dat ons dit sal rig op die een wat waardig is om al die lof en die eer en aanbidding te ontvang. Ek bid dat U ons amper sal kom afseël vanoggend, teen enige iets wat ons aandag, of ons fokus wil kom vat. Dat ons vir oomblik net vanoggend in 'n bubbel sal wees en net vir U plek sal gee en tyd sal gee om te kom doen wat U wil kom doen. Ek bid dat niemand van ons hier uit sal stap onveranderd nie. Ek bid dat elkeen van ons hier uit sal stap en dat ons U beter sal ken as wat ons U geken het toe ons hier ingestap het. U is so goed. Heilige Gees, ek vra dat U sal beweeg. Ek vra dat U sal kom doen wat ons nie kan doen nie. Not by might or power, but through your spirit. Ek bid dat U Gees sal beweeg. En dat U ook elke woord wat uit my mond uit gaan, dat U dit sal filter en dat dit in harte sal ingaan waar dit moet ingaan, dat U die werk sal doen. Ons is totaal afhanklik van U en ons is so dankbaar dat U vanoggend hier is, dat U met ons partner vanoggend en dat U sê, maar ek wil vanoggend 'n verskil kom maak, ek wil vanoggend harte kom gesond maak, ek wil vanoggend elkeen kom dieper vat, U wil, en ons kom maak ons dit vas in ons harte vandag, dat U wil hier wees. U is lief vir ons, U is vir ons en U wil in ons harte kom werk, want U is net so lief vir ons. So ons eer en ons sê vir U dankie. Spirit in Jesus se naam. Amen. Ek nou so 'n bietjie voorberei. Nou elkeen van ons het 'n comfort zone. Nou my comfort zone is eintlik bietjie agter die klavier. So as ek nou hier staan, dan voel dit of ek iets voor my moet hê vir 'n oombliekie. Maar dan sit elke keer dan vra ek vir die Here, wat wil hy kom sê vanoggend? En die eerste keer, ek het nog net een keer gepraat uit Hooglied uit, maar ek onthou die eerste keer wat ek ervaar, Heilige Gees sê ek moet 'n boodskap bring uit Hooglied. Gaan ek so, Jesus, het U al Hooglied gelees? So het U dit al gelees? Wil U regtig het U al Hooglied gelees? Wil U ek moet 'n boodskap uit Hooglied uitbring? En ek bedien, toe ek nou vir die eerste keer Hooglied praat, bedien ek by 'n vroue ding en ek gaan uit Hooglied. Een meisie sê gaan so, kyk vir vriende, hulle word boetrooi sê, ons is nog nie getroud nie, sê sy. Dadelik nervus vir wat ook al uit Hooglied uit gaan kom. Maar vanoggend voel ek en ek het gevoel Heilige Gees my 'n paar ander goedjies kom gee vir vanoggend en so ek gaan bietjie uit Hooglied uitpraat, maar dit gaan meer gaan oor ons avontuur, ons journey saam met Jesus. Want uit Hooglied gaan jy sien 'n journey. Jy sien 'n journey. Oor berge en dale, dit is wat jy sien. So ek gaan bietjie daaroor praat en Ek wil graag hê vanoggend se boodskap moet vir almal wees, maar daar gaan so 'n paar punte wees wat ek gaan stil staan by mammas vanoggend. Wat ek gevoel het Heilige Gees dalk ietsie in mamma harte wil kom doen. So, okay, net bietjie agtergrond oor Hooglied. Nou baie van ons, wie het al Hooglied gelees dwarsdeur? Laat
ek bietjie check. Honest, okay. Hier is 'n paar hande wat nog nie, want Hooglied, ja, hy Hooglied's interessant, maar ek het selektief sekere versies uitgelos wat ek nie vanoggend gaan aanhaal hier nie. Maar in julle eie tyd gaan lees die hele boek, is eintlik amazing. Maar so dit is so 'n mooi uitbeelding tussen die bruid en die bruidegom. En ons is in 'n tyd wat ek regtig glo, ons is wagtend. Ons moes nog altyd gewees het, maar ons is wagtend vir die bruidegom om te kom. En so dis hoekom ek voel Hooglied in hierdie tyd is eintlik baie belangrik. Want dit gaan oor die bruid wat wag, dit gaan oor die bruid wat soek, dit gaan oor die bruidegom wat oor sy bruid kom spreek wie sy is en hoe hy haar sien. So ek gaan deur punte gaan, daar's 8 hoofstukke in Hooglied en ek gaan so deur dit spring in sekere deeltjies wat ek gevoel het, Heilige Gees net vir my kom uitlig het. En so okay. In Hooglied sien ons bergpiek oomblik, soos ek nou gesê het, daar's valleie. Hy's in albei. Hy's op die berge, hy's in die valleie. En dan ook, daar's 3 karakters in Hooglied. Dit is die Shulamite woman, so dit is die vrou, die bruid. Sy is eintlik, daar word gesê sy is 'n skaapwagter gewees. Dit klink my daai tyd, ek weet nie oom sal dalk sê ek het nou 'n bietjie gaan rondlees, maar hulle sê dit was algemeen, want sy praat later van die wingerde wat sy moes oppas en sy het werk gehad en so, daar is maar 'n klomp beweringe rondom dit. Maar sy verteenwoordig die bruid, sy verteenwoordig ons. Dan is daar die geliefde, die bruidegom, die koning. Baie mense sê dit is koning Salomo, baie sê dit is nie, so dit is ek ook nie 100% seker nie, weet oom, wat ek weet nie, hulle beweer maar. So ons gaan praat van hy, wat ons geliefde is. En dan is daar die Daughters of Jerusalem, en julle moet my Engels asseblief verskoon, ek het maar 'n mengels, weet 'n mengels wat ek gaan praat, maar my skrifte is in Afrikaans, en die meeste van dit. So dan is dit vir my soos die vriendin, hulle is die ooggetuies, wat na hierdie avontuur kyk van buite af, en dan het hulle kort inspraak in dit wat besig is om te gebeur. Okay, so kom ons begin, is julle reg vir, is julle seatbelts vas, okay. Die eerste punt wat heel eerste gebeur in Hooglied, is daar is 'n wakker maak. Daar is 'n ontmoeting met die koning van alle konings. Nou, ek glo, die meeste van ons, of amper almal van ons, het op 'n plek gekom wat ons 'n ontmoeting gehad het. 'n Eerste liefde ontmoeting met die koning van alle konings. So ek gaan vir julle lees, Hooglied 1 vers 2 tot 4. Laat hy my met die soene van sy mond soen, ja, jou liefkosing is beter as wyn. Die geur van jou reukolie is heerlik. Reukolie wat uitgegiet word is jou naam. Daarom raak die meisies verlief op jou. Dan sê dit, neem my saam met jou, kom ons hardloop. So sy begin en sê, ek sien wie is. Ek het hierdie ontmoeting en ek sê ja. En dit is so mooi as dit begin met daai liedjie wat sê ek sê ja. So sy begin sê ek sê ja. Ek wil saam met jou hardloop. Ek het nou gesien. Ek sê ja. So dis 'n eerste liefde oomblik, dis 'n ontmoeting oomblik, dis 'n oomblik wat haar hart wakker word. Ek sê dis 'n awakening in Engels. Jou hart word wakker en daar's 'n ontwaking en ons beweeg van die ou lewe na 'n nuwe lewe en ons word familie en ons word bruid, deel van 'n bruidegom. Maar in hierdie journey is daar so baie wat gebeur. So sy sê ja. Dan sê die deel wat so mooi sê, no wonder the brides to be adore you. Dan sê hulle, geen wonder die meisies is verlief op jou nie. En dit is so snaaks, maar in worship, toe ek voorberei, toe voel ek soos wat Bernadette en Tannie Breggie in die band gesing het ek gevoel, ek wil eintlik 'n woord vir die huis gee. Dat die aanbidding so sal wees, want wat gebeur is, dis asof sy, vir 'n oomblik, want sy kyk om en sê, daarom raak die meisies verlief op jou. Sy kyk rond. En ek sien amper vir die huis, hoe ander mense inkom, dan beleef hulle die aanbidding. Hulle sien hoe die aanbidding, hulle sien hoe hierdie koning liefgehê word, deur die op stage en elkeen wat sit en wat hom aanbid. En dan is dit asof mense rondkyk en gaan, wow, en dan kyk hulle vir Jesus en gaan hulle so, geen wonder, hulle aanbid hom nie. Wow, die openbaring van sy karakter, en dit is wat ek bid oor hierdie huis, en oor ons lewens, nie net hier nie, wanneer ons beweeg, dat ons so sal wees, ons is so aanbidding vir die koning, ons is so in awe van wie hy is, dat mense met ons te doen kry, en hulle kyk na ons, en dan kyk hulle na hom, en dan gaan hulle so, wow, hy's regtig so mooi, hy's regtig so goed, en dit is wat ek voel, so dis wat gebeur, so sy kyk na die ander, en sy ontmoet, sy kyk na hom, en sy is absoluut verlief. Ons praat van, soen my met die soene van die baie keer is dit, kiss me with the kiss of your mouth, maar ons vertaling, en ons praat baie keer, soen my with the kisses of your word.
Want hoe ontmoet ons hom? Hoe kom intimiteit? Hoe groei ons in intimiteit? Is deur sy woord. So dis amper asof sy sê, maar kom bedien my, kom soen my met die openbaring van wie is en waar gaan ek daai openbaring vind? Ek gaan dit vind in die woord van God. Ek gaan dit vind wanneer ek vir die man tussen die letters soek, wanneer ek 'n ontmoeting het. So sy sê kom en dit is in aanbidding ook wat daai openbaring groei. Daai openbaring van wie hy is, want is in 'n plek van intimiteit wat ons hom leer ken en wat ons hom sien. En iemand sê eendag jou aanbidding hoe jou aanbidding lyk is direk gekoppel aan hoe jy hom sien. Ek bedoel ons kan nie hom aanbid as ons hom nie ken nie. Dis baie moeilik. Ons kan dan aanbid op wat ons weet. Dis wat sy rondkyk en sê wow, okay, hy is goed, hy is mooi, maar daar kom 'n plek wat sy self hom kyk. En dan sê sy, "U is goed." Ons kan nie net gaan op ander se aanbidding nie. Dis in hierdie tye wat ons in sy woord indruk, wat hy kom openbaar wie hy is in aanbidding. En hy vat ons in 'n plek waar dit gaan oor waar ons vir ander kyk en ander se getuienis waar ons self hom kyk en ons eie getuienis het in wie hy is. Okay, so dit was die eerste punt. Daar's nou 'n wakker. Sy het ja gesê, haar hart is wakker. Dan ewe skielik, en is die lewe nie so nie, ewe skielik draai die fokus na haarself. So sy het vir hom gekyk, en ewe skielik kyk sy vir haarself. En sy raak bewus van haar eie tekortkominge. Hooglied 1 vers 5 tot 6. Ek is donker, meisies van Jerusalem, en pragtig, soos die tente van Kedar, soos Salomo se tentdoeke. Moenie na my stoor omdat ek donker is nie, omdat die son my brein gebrand het nie. Die seuns van my ma was kwaad vir my, hulle het my die wingerd laat oppas. My eie wingerd kon ek nie oppas nie. So ewe skielik kyk sy vir haarself en sy gaan, ek is nie goed genoeg nie. Presies dit. Sy kyk en gaan sy so, ek is onwaardig, ek is vuil. En dan kom sy op 'n plek en sy kyk na haar verlede, sy kyk na wie sy was. In plaas van na die een te kyk wat haar geroep het, begin sy. En weet jy wat is met die hartseer ding toe ek dink aan hierdie? Toe dink ek, baie van die bruid, stop net daar. Stop net daar. Daar was 'n ontmoeting en nou ons hele lewe lank kyk ons na ons eie tekortkoming en ons probeer goed doen om te voel ons is goed genoeg en te voel ons is waardig van sy liefde. Maar as jy Hooglied deurgaan, is dit so mooi. Deur die hele Hooglied, die bruidegom herinner die bruid konstant wie sy is. Hy herinner haar konstant hoe hy haar sien, want hy wil nie hê sy moet in 'n plek wees wat sy die heeltyd vaskyk in haar eie tekortkoming nie. Ek is 'n hele paar jaar terug kry ek soos 'n beeld en ek sien daar's 'n oorlog aan die gang. En dit was spesifiek vir vrouens op daai stadium. En ek sien dis hierdie oorlog, maar ek sien oral staan vrouens met handspeeltjies. Julle weet hierdie mooi handspeeltjies. En ek sien dis 'n oorlog, maar elkeen staan so met 'n handspeeltjie. Daai een staan daar, daai een staan daar. En ek dink by myself, joh, julle hier's 'n oorlog, jy moet iets gaan, jy's geroep om 'n verskil te maak, maar elkeen is so vasgevang in, is ek goed genoeg? Is ek mooi genoeg? Is ek waardig genoeg? Het ek dit? Ek is nie soos daai een nie. So wat gebeur? Ons begin vergelyk en die vyand hou ons uit die game uit. Dis wat hy doen. En ons kan nie bekostig, mans en vrouens, om in hierdie tyd so vasgevang te word in wie ons is, dat ons uitmis op dit wat Jesus vir ons het nie. Nêrens het ons geroep as ons perfek is nie. En ons weet dit, ons hoor dit. In praktyk weet ons, in teorie weet ons dit. Maar in praktyk glo baie van ons nog steeds dat daar 'n paar goed is wat ons eers moet uitsort voor ons kan gebruik. So ons wag. Ons wag net vir die tyd om reg te wees. Ons wag. En hierso kom sy so, sy kyk na haarself en sy sien haar eie tekortkominge raak. Terwyl ek praat, voel ek hier's ietsie vir die mammas en ek weet dis iets wat ek mee sukkel en ek weet nie, is nie baie jong mammas nie en ek weet nie as jy ouer word of dit makliker word nie. Julle kan dalk vir my sê. Maar het jy al gehoor van die woord mom guilt? Mom guilt, het jy al van gehoor? Nou in die aande as jou kinders slaap, dan kyk jy nou na hulle en dan kom die mom guilt baie keer. Dan dink jy, yes, ek dink ek was te kwaai daar. Het ek vir hulle ewen drukkies gegee? Vandag was so die mekaar, ek dink nie ek het een drukkie gegee nie. Het ek vir hulle 'n swentjie gegee? Het ek dit gedoen? So nou in die aand, nou begin ons. Jy het dit al met iemand probeer. Laat ek net hande sien wie het al dit beleef. Okay, so hier is 'n hele paar hande. So nou kom mom guilt en dit kan erg raak. Dit klink nou snaaks, maar dis tipies wat die vyand doen. En ek skryf hier, so ek sê, mom guilt laat jou vergeet van die 100 dinge wat jy reg gedoen het en maak jou moedeloos oor die een ding wat jy gemis het daai dag. En is dit nie hoe die vyand werk nie? Hy kom baie keer aan die einde van 'n dag en hy maak ons moedeloos oor die een ding. Maar ons vergeet die 100 goed wat hy ons kon gebruik, wat ons 'n verskil kan maak, of wat ons in ons kinders kon inbou. En
En ek voel net 'n tool wat ek gevoel het, Heilige Gees, miskien is dit net vir 1 of 2 vanoggend hier in mom guilt in die aand as mens terugkyk, is om regtig net die dag stil te staan op die goed wat jy wel reg gedoen het. Soos te vergeet en te sê, okay, môre probeer ek weer hierdie ding, maar ek gaan stil staan. Dankie Jesus dat ek dit kon doen. Dankie dat ek daar. As die vyand kom vir in die aand as ons weerloos is, dan moet ons moet veg. Dan moet ons staan op en dan moet ons, ek wil sê, strategie en wapen. So hierdie is net vir mammas. As jy 'n paar mammas is met die mom guilt ding wat al gesukkel het, dis hoe ons dit veg. Ons fokus op dit wat hy wel deur ons kom doen die dag. En dan groei ons môre in die goed wat ons moet groei. En ons raak nie moedeloos nie. Ja, so sy kyk na onsself. As ons voel ons nie goed genoeg nie, dan begin ons onsself vergelyk met ander mense. Ons kan soms jaloers raak op ander mense en ons raak moedeloos. Ons raak moedeloos want ons voel ons kry dit net nie reg nie. Maar dit is so mooi, die Here sê, kom ons kyk deur sy lens na ons. So, nou beweeg ons amper na die volgende punt, voor ek daar kom. Dis so mooi, hier is 'n skrif wat sê, dan sê hy eers oor wie hy is, ek is die top van Saron en 'n narsing uit die vallei. Dan kyk sy na hom en sê sy soos 'n narsing, dan kyk hy na haar, dan sê hy soos 'n narsing tussen die dorings. So is my liefling onder die meisies. So net daarna, dit is letterlik Hooglied 2 vers 1 tot 2. Nou kyk sy na haarself, sy sê ek is donker. Sy sê ek is vuil. Dan kyk hy na haar, dan sê hy soos 'n narsing tussen dorings. So is my liefling onder die meisies. So hy kom dadelik en hy counter dit en hy sê my oë is op jou. Ek sien jou. Ek sê jy is waardig. Ek sê jy is goed genoeg. Ek sê jy is mooi en beautiful. Okay. So ek wil net so encounter vertel wat my so mooi was oor die Rose of Sharon. Jare terug het ek by 'n kerk gewerk en op 'n stadium ek het in die kantoor gewerk en daar was 'n boemelaar gewees wat van buite af gekom en hy het daar gesit, maar ons het hom nog nooit gesien nie. So dit was toe nou 'n splinte nuwe boemelaar, ons het nie geweet waar kom hy vandaan nie. En ja, hoekom ek klink nou baie snaaks. Maar gewoonlik as jy boemelaars sien, dan sien jy hulle gereeld. Jy sien hulle, jy leer hulle al ken. So, maar ek onthou nou, weet ons nie wat nou. Is ek al weer 'n bietjie huiwerig nou sê ek vir die tannie kantoor, sy moet my net gewatch. Ek gaan nou na hom toe gaan. Ek werk by die kerk, ons kan immers hom nie net los totdat hy sit nie. Nou loop ek na hom toe, maar nou praat hy met homself. Nou sê ek vir hom, hallo, hoorie, kan ek jou kos kry? Maar hy kyk nie vir my nie, hy praat net. Nou besluit ek ook nee. Nou gaan ek oorkant Pick n Pay toe, nou gaan koop ek vir hom net, ek kan eers onthou nie, ietsie om te eet, 10 teen 'n melk en 'n paai of ietsie soos dit. Nou kom ek terug, nou sit ek dit vir hom neer, maar hy kyk nie vir die kos nie. En ek sit dit so neer en hy kyk so vir my en hy sê, hy gee my so 'n klein rosie. Maar net so, hy gaan so en hy kyk so ewe skielik, asof hy fokus en hy gaan so, jy is die roos van Saron. Hy sê, strome lewende water vloei uit jou binnekant uit. Maar ek staan hom so, maar ek kyk hom so, ek is so geskok, en die volgende oomblik is hy net weer, hy's weer besig. So, tot vandag, toe ek het hom nooit weer gesien nie, ek weet nie of hy engel was nie, ek weet nie, of hy net vir 'n oomblik, Heilige Gees, ek weet nie wat gebeur het nie, maar dit was een van die amazingste encounters wat ek nog in my lewe gehad het, net daar bevestiging, sê jy is die roos van Saron, hy is die roos van Saron, maar ons is in hom, ons word mooi genoem, ons is 'n roos, ons het 'n lieflike geur, en strome van lewende water vloei uit ons binnekant. So ja, dit was net vir my amazing. 1 Johannes 4 vers 19, ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Is dit nie dit nie? Ek onthou, ek wil net hierdie deel vandag, dis 'n kort deeltjie, maar toe ons gepraat oor sy kyk na homself en sy het nie waardig nie, ek onthou net na skool, het ek 'n so lang journey gestap, rondom waardigheid. Ek het myself konstant vergelyk met ander, ek het konstant nie goed genoeg gevoel nie, en ek onthou ons gaan doen 'n jeugkamp, en het was nog 'n winkelspruitkamp, ek weet nie wie was ooit op 'n winkelspruitkamp nie, maar dit was nogals awesome, en ek onthou daar was 'n jong man, een van die leiers, en hy het 'n meisie gehad, so dit was niks vreemd nie, maar hy het elke keer as hy verby my geloop het, dan het hy gesê, hallo beeldskoon, en ek was in die begin soos, bietjie, dit is vreemd, maar hy het letterlik elke keer verby my geloop en gaan hy sê, hallo beeldskoon. En dit was so mooi hoe die Here hom gebruik het om oor 'n tyd oor my te proklameer en te establish hoe hy my sien. En dit was nodig, ek kan nie onthou hoeveel keer dit my gesê het nie, maar ek het nodig gehad om te hoor wat die Here sê, want ek het my gedagtes geveg. Ek het geveg in my eie waarde en my eie menswees en my eie vrou wees, en hy het gekom en die Here het hom gebruik om te kom establish. Is die Here nie so getrou nie, dat in ons journey kom en hy stuur baie keer mense, of hy kom, want hy wil ons vertel wie ons is. Hy wil ons bemoedig elke dag. Hy wil nie ons moet vir hom kyk en dat hy vir ons kyk en dat hy sê, jy's vaardig, jy's goed genoeg, jy het wat dit vat, vir die paasie met al die druk van alles, te vir jou sê, you've got what it takes, want ek is in jou en ek het jou. So elke dag mag ons oor en ons oop wees vir hom. Ons kan dit nie alleen doen nie. Partykeer dink ek voel ons moet. Dink partykeer voel ons nie, ons moet hierdie dinge hê. Ons is elke dag afhanklik van hom om te kom spreek wie ons is.
vir hom te kyk en oor ons te bevestig, want ons vergeet so vinnig wie hy ons gemaak het om te wees. So ja, okay, so die derde punt, die fokus skuif dan weer terug en sy leer om op hom te wag. So, Hooglied 2 vers 3 sê sy, soos 'n appelboom tussen die bome van die bos, so is my liefste onder die jongmans. Ek sit graag in sy skaduwee, sy vrugte soet op my tong. En so ewe skielik gaan rus. Dit is asof die Here haar na hierdie journey sit 'n ontmoeting, dan sal fokus op haarself, dan bevestig hy wie sy is, en dan gaan sy in 'n plek van rus in, oor wie hy is, so sy gaan sit by hom. In die begin van die jaar vra ons die Here vir 'n skrif, en die Here gee vir ons 'n skrif nou, ek het ou dit nou gebeur het, ek word 40 hierdie jaar, dis my groote, 40 years old, dis goeie jare, ek het al bietjie geleef, sê iemand nou die dag. Ek hoor iemand sê, want ek praat met iemand, hulle sê nee, hulle het nou net iemand aangestel, hulle wil gehad die persoon met so 40 wees, iemand wat al 'n bietjie geleef het. Ek sê, okay, so ek het al 'n bietjie geleef, sien ek. Maar ja, so nou dink ek, en ek voel, Here vat my Jesaja toe, en hy vat ons Jesaja 40 toe, en hy gee vir ons gesin hierdie vir die jaar, en hy sê, maar wie op die Here wag, herwin hulle krag. Hulle kry nuwe vere soos arende, hulle hardloop, maar raak nie afgemat nie. Hulle loop, maar word nie moeg nie. En dit was vir my so mooi, maar die op die Here wag, herwin hulle krag. Die Here sou nie vir ons gesê het, hy sal ons krag herwin, as ons nie partykeer tog moedeloos en moeg kon raak nie. Hy weet ons mense is feilbaar, hy weet ons word moeg, en die Here sê, hy vat ons in hierdie tyd in, en hy vat ons in 'n wag, maar dit kos 'n wag. Vir ons om te rus, is daar 'n wag, en ons is nie meer gewoond aan wag nie. Ons kry, ek bedoel, wag in 'n McDonald's ry, is aaklig. Ek wil nie wag nie, want ek is in 'n drive-through. Weet, as ek moet wag vir iets, dan ek in die restaurant gaan sit. Dis hoe ons voel. Maar nou, ons ken nie van wag nie. Ons ken van vinnig, ons ken van nou. Maar dit werk nie so in sy koninkryk nie. Hy roep ons in tye wat hy sê, wag op my. Ek lees 'n boek van Andrew Murray wat praat, Waiting upon the Lord. En daar het soveel amazing dinge in sy lewe gebeur, net te wag. En die laaste ruk varieer ons baie keer in aanbidding in, wanneer ons bedien by plekke, wat ons ervaar dat daar 'n tyd is wat ons nie iets kan sing nie. Ek weet nie wat om te sing nie, ons speel net. Ek weet nie wat om te sing nie, en ek voel die Here sê, ons moet wag. En dan wag ons, en is awkward partykeer. Naderhand raak mense, moet ek nie nou aanbeweeg nie, volgende liedjie toe, maar ek voel elke keer, en ons bedien 'n rukkie terug by 'n vrouekonferensie, en ons so moment, en is so stil, maar nou speel ons net, en is so heilige oomblik, maar nou begin ek in my persoonlikheid dink, okay, ek dink ek moet volgende liedjie toe gaan. En ek wil so change, ek maak my iPad so reg om volgende liedjie, en ek voel duidelik, Heilige Gees sê, wag. En nou sê ek, okay, ons het nog so lank, maar nou wag ek, nou gaan ek dit aan. En die volgende oomblik, is daar oom Joel agter die kerk, en hy staan op, en hy begin 'n woord release in sy taal. Maar kliphard, net so kort release, maar almal, dit is so heilige oomblik. En die volgende oomblik, Enrico staan langs my gitaar, en die volgende oomblik, begin hy net praat, in Engels, wat hy voel, Heilige Gees, en ons het hierdie moment van 'n taal wat kom en 'n uitleg. En ek sê nou net vir Rico, jy het die uitleg gehad. Hy gaan sê, ja, ek het. Hy's net so verbaas. Hy sê, ja, ek het, dit is so spontaan. Maar as ek aanbeweeg het ons daai moment gemis. En ek sê nie die Here werk nie ten spyte, ons gaan partykeer gaan dit daai moment mis. Maar is so mooi wanneer ons leer om op hom te wag en om tyd te gee. So dis ook 'n bemoediging vir ons in hierdie tyd, want sy wag, sy sê, ek sit graag in die skaduwee. Ek sit. En mag die Here ons ook op 'n plek vat wat ons leer om bietjie te sit en nie besig wees. En dit gaan nie oor tyd nie, of dit jou 5 minute of jou uur is. Ons gaan nie daar gaan nie. Elkeen se journey lyk uniek. Maar ergens net 'n tydjie create. Al staan jy, ek onthou partykeer sal ek net loop. Ek het onder 'n fliek, dan kyk ek 'n fliek aan vir 'n oomblik, raak ek bewus van net die woordigheid. En dan kyk ek net so van die skerm af weg, net vir 'n oomblik. Dan raak ek net bewus van wie hy is. En mag Here ons in daai oomblikke invat. Deur ons besig wees. Ek dink aan Martha en Maria, dis so bekend, en mense praat so altyd oor dit, want is eintlik so besonders. Maar ek glo in my hele hart dat ons 'n Maria postuur in 'n Martha seisoen kan hê. Want Martha dinge gaan altyd moet gebeur. Maar die Here bring ons hart op 'n plek van rus, sodat ons take kan uitvoer uit 'n plek van rus uit. 'n Martha hart gefokus op hom, 'n Maria hart gefokus op hom, terwyl ons Martha take doen in ons lewens en alles wat ons moet doen. Okay, en dan beweeg ons 'n bietjie aan. Dit sê Song of Solomon 2 vers 2-3. Ek gaan dit net in Engels lees. Nee, ek het hom klaar gelees. Ek wil net hierdie deel, ek wil hom lees juis. Okay, ek gaan net in Engels lees vir 'n rede. Like an apple tree among the trees of the woods, so is my beloved among the sons. I sat down in his shade with great delight, and his fruit was sweet to my taste. En die Here vat my ook op 'n stadium na die woord delight.
En ek ervaar dit, hy vir my sê, ek het opgehou om te delight in hom. Ek het opgehou om te geniet. Ek doen al die regte goed, ek doen al my ministry goed, maar daai geniet, daai om hom regtig te geniet vir wie hy is, om by hom te sit en te gaan, ek geniet u. Ek geniet die goedheid. Wanneer ek rondkyk na goed en ek geniet wie hy is en wat hy besig is om te doen. En hy sê ek het besig geraak en ek het daai plek gemis. En ek voel dis asof hy vir my sê, hy wil my weer vat. And delight refers to a high degree of gratification, joy or extreme pleasure, often arising from something that exceeds expectations, great pleasure. En dit is ook my gebed, dat soos wat ons leer om te wag, that he will restore the awe and wonder and delight. Want ons harte word partykeer 'n bietjie koud en dit is wat ek bid oor ons, dat ook vanoggend soos wat ons hier sit, dat ons harte weer wakker sal maak en julle jonges wat hier sit, dat hy hulle harte sal gryp and that he will give you a great delight in his presence, that he will give you a delight, dat julle sal besef hoe wonderlik is om hom te dien. Okay. So, ons het nou deur alles gegaan. Sy het hom gesien, toe het haar fokus na haarself geskuif, toe het haar kom wys wie sy is en toe leer sy om te rus. Maar hier gaan die fokus weer op haarself, maar die keer deur die lens van liefde. Sy sê, hy neem my na 'n wynhuis onder die vaandel van liefde. Verfris my met rosientjies, verkoop my met appels, want ek is siek van liefde. Die Engels is so mooi, he brought me to his banqueting house, and his banner over me was love. Sustain me with cakes and raisins, refresh me with apples, for I am love sick. Dis so mooi. So sy kyk, sy verwys na haarself weer. Sy praat van hy het my gevat, maar sy kyk heeltemal anderste. Haar identiteit is nou van 'n plek van hy nooi my in en ek gaan. En hele paar jare terug vat die Here my ook in 'n visie in en hy vat my rondom met die skrif en ek onthou ook dit was 'n tyd wat ek gebattle het, ek weet nie, ja, almal gaan deur battles. Dis ook nog gesê hy's op die mountaintops en hy's op die valleie. Want ons almal het goeie seisoene en moeilike seisoene. En ek onthou hy vat my in die visie in en dalk is hierdie meer vir die vrouens weer vanoggend en vir die mammas. En ek sien hierdie bal met hierdie vrouens met hierdie mooi rokke aan, maar amper soos hierdie, het julle nou op AI gesien hoe almal hierdie mooi rokke dra, weet Facebook, nê? So die wat nie weet nie, daar's so 'n ding op Facebook, jy kan nou iets met AI, ek het dit nog nie reg gekry nie. Jy kan iets met AI doen, dan edit hy jou dat jy lyk asof jy na een of ander Hollywood gala toe gegaan het. Okay, so nou is almal op Facebook hierdie mooi rokke, maar so ek sien hierdie bal met almal met hierdie mooi rokke. En dan hoor ek asof ek staan heel agter en ek hoor net en ek verkyk my aan almal hoe mooi almal is. En dan ervaar ek die volgende oomblik hoe ek hoor hulle sê die prins is op pad, die prins is op pad. En dan word dit stil. Nou probeer ek sien so aan die ander kant. So dis nou 'n prentjie wat ek gesien het. Soos sou hulle nie sê visioen nie, maar ek dink hulle gister my hart het vir my hierdie prentjie kom gee. So nou kyk ek en ek sien daar aan die ander kant sien ek, maar ek sien hy kom so nou sien ek hy kom so aangeloop en dis die prins wat Jesus verteenwoordig. En ek sien hy loop deur almal. En hy loop hier tot by my en hy staan so stil by my en hy steek sy hand en hy sê Anja, sal jy met my dans? En daai oomblik het net my hart kom verander, dat hy by my kom stil staan het en dat hy vir my gesê het, sal jy met my dans? En so hy vat ons na 'n banqueting house toe, maar en sy banier oor ons is liefde. Is dit nie mooi nie? Hy het ons uitgekies, hy roep ons. Iemand sê nou, he doesn't love us equally, he loves us all uniquely. En is mooi, want ons wil sê equally, maar equally is goed, want ons weet hy het nie favorites nie, but he loves us all uniquely. Dit lyk nie anders, al is dit eweveel, is dit anders vir elkeen. Soos wat jy jou eie kinders het. Jy love elkeen uniquely, want hulle is elkeen uniek. Maar jy love hulle eweveel, maar jy love hulle uniek. So, dis hoe ons kyk. Okay. Dan roep die bruidegom 'n nuwe seisoen. Is almal nog okay? Laat ek net hoor, is almal nog van? Okay. Dan roep hy 'n nuwe seisoen. So elke seisoen het 'n vervaldatum en ek hoop dit bemoedig jou. Want ek dink dis 'n paar van julle van ons wat al in 'n valleiseisoen vir 'n redelike lang tyd is. En dis amper asof jy dink wanneer gaan hierdie valleiseisoen net klaar gaan? Weet so en ek hoor iemand sê nou, hy sê elke seisoen het 'n vervaldatum. Geen seisoen hou vir ewig nie. Maar mag ons uit elke seisoen leer wat ons moet leer. Mag ons nie uit 'n seisoen uitstap voordat Heilige Gees nie kom doen het wat hy wou in hierdie seisoen nie. Al is dit nie vir ons lekker nie, is dit amper so Rico sê altyd, dis nou 'n bietjie, maar ons is in Witbank, soos hy sê, gee die kaktus 'n drukkie. Weet jy, dis nie lekker nie, maar gee daai moeilikheid so maar partykeer so 'n drukkie en dan gaan jy ek gaan leer wat ek moet leer uit hierdie situasie. Ek gaan vat wat u vir my het, al is dit nie lekker nie en is seer, ek gaan nie die hele tyd in die prikkels skop nie. Ek gaan nie altyd skop teen wat ek moet leer nie. Ek gaan ook nie embrace as dit nie van die Here af is nie. Dit is duidelik om te onderskei of 'n seisoen van hom af is nie, want baie keer kan ons seisoene vat en sê, okay, dis die Here, maar eintlik is dit net die vyand. So daarvoor het ons discernment nodig. Maar mag ons nie te vroeg uit 'n seisoen uit gaan nie.
Okay, Hooglied 2 vers 8 tot 12. Toe maar gaan vinnig, ons is nou nog steeds net by 2, maar julle gaan sien, ek gaan vinnig deur die ander gaan. Okay, hy sê, luister my liefste, kyk daar kom hy. Luister, my liefste, kyk daar kom hy, al bokspringend oor die berge, al huppelend oor die heuwels, my liefste is soos 'n ribbok, soos 'n jong rooi takbok, kyk, hy staan agter ons huismuur, hy kyk na die venster en hy loer, en dan my liefste antwoord, hy sê vir my, staan op my liefling, my mooiste, en kom, want kyk, die winter het verbygegaan, die reën is verby, dit het opgeklaar, die veld staan en blom, die tyd om te sing het aangebreek, die gekoer van tortelduwe klink op in ons land. En is vir my so mooi, want hy kom establish, en dan roep hy, dan sê hy, kom, rise, arise, kom ons gaan, en kom ek announce vir jou, 'n nuwe seisoen. En mag die Here ook in hierdie tyd ons in beleef, mag die seisoene wanneer sy tyd opgaan, klaar gaan, en mag hy die nuwe seisoen vir ons bring ook. En dit staan so mooi, ek lees dit eintlik vir die eerste keer op ons land. Het voel vir my, ons het nodig vir ons land, ons het nodig vir ons wêreld, om uit te stap in die nuwe seisoen wat hy vir ons het. Ons het nodig om 'n verskil te maak. Ons kan nie bly waar almal bly nie. Ons kan nie bly in hierdie groef wat ons in is nie. We cannot stay there. Ons moet in die nuwe seisoen instap wat hy vir ons het. En hoe wil dit vir ons lyk? Jy gaan by die Here hoor, hoe lyk dit? Okay, ek gaan aanbeweeg. Dis 'n nuwe seisoen. Dan weer identiteit. So dit voel vir my, dis so 'n mooi plek. Hierdie journey kom hy en hy kom maak haar identiteit nou vas. Want dan gaan sy so, my liefste is myne en ek is syne. Hy wat tussen die narsings wy. Dis letterlik net een sin, maar sy gaan so, my beloved is mine and I am his. En sy weet dit. Sy sê, jy is myne, ek is u sin. Identiteit is vas. En wanneer ons daai identiteit het, vir al vir julle jonges, as jy daai identiteit in jou hart kan vasmaak van wie hy sê, dan gaan jy anders deur die lewe gaan. Dan gaan jy nie sukkel met dieselfde goed wat ons mee gesukkel het nie. Dit is hoe ek voel, as jy kan vasmaak hoe hy jou sien, want baie van ons het so lank gevat, net om ons identiteit in hom te vind. Baie van ons, en dit gaan 'n journey wees, ons gaan groei in dit. Maar partykeer dink ek wil nie my dogtertjies moet so lank vat, soos ek partykeer, voor hulle besef wie hulle is nie. Wie hulle is in Christus, nie in hulle self nie. So ja. Okay, dan is daar weer 'n bietjie van 'n vallei. Okay, so ons is nou op 'n goeie plek, dit was lekker. Maar dan kom dit en vrees kom, neem haar hart oop. Hoor wat sê sy? Sy sê, totdat die dag begin asemhaal en die skaduwees vlug. Draai om my liefste, wees soos 'n ribbok, soos 'n jong rooi takbok op die tweelingheuwel. So eintlik wat sy sê is, weet, totdat die skaduwees, totdat die vrese oor is, tot die skaduwees gegaan het, gaan maar so lank. Verstaan ek het net 'n paar goed om uit te sort, amper 'n idee wat ek kry. En is asof sy in 'n tyd gaan, want ek praat van die skaduwees, dit sê until the day breaks and the shadows flee away. So is vir 'n oomblik asof sy vasgevang word in vrees. En ek weet nie wie van julle het al vasgevang geraak in vrees nie. Is daar iemand wat in vrees, angstigheid toegelaat het in jou hart? Dis 'n verlammende plek. As jy toelaat dat vrees en angs jou hart kom heers, dis letterlik 'n verlammende plek. Ek onthou so 'n hele paar weke terug wat ek ook so tyd gaan het, ek en Rico actually op 2 verskillende tye. Wat ek gevoel het hoe vrees teen my opstaan. Ek het gevoel hoe angstigheid teen my opstaan en nag word ek wakker, dan voel ek eintlik, dit klink snaaks, maar ek voel amper so naar op my maag hierso van angstigheid. En Heilige Gees moes met ons op pad stap en ons sê maar ek het nodig dat julle my sal vertrou. Ek het nodig dat jy, nog nooit voel dit vir my het ons so nodig gehad om Here te vertrou nie. Soos die tyd wat ons nou is. Ek bedoel jy kan maar net rondkyk om jou. Maar ons kan nie toelaat dat vrees en angs ons kom verlam nie. Want dit hou ons uit die game uit. Dit verlam ons en dit vat ons uit. 1 Johannes 4 vers 18 tot 19, in die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite, want vrees het te doen met straf. En wie vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Weet daai ja. Is dit nie mooi nie? So, ons mag nie toelaat dat vrees, en dit gaan partykeer kom, maar ons kan nie oorgee aan vrees en angstigheid in hierdie tyd nie. Mense moet in die tyd na ons kyk, omdat ons identiteit vas is in hom. Gaan mense na ons kyk en gaan, hoe kan jy so kalm wees in 'n tyd soos die? Hoe kan jy so kalm wees? Dis die getuienis wat ons dra. Dit is ongeag van ons persoonlikhede. Dit is ongeag van ons temperamente. Dit is wie hy is en wat hy vir ons kom gee. En ek stap nog nie 100% daarin nie, maar ek glo dat ons vreesloos vry kan wees. Ek glo dat ons hom waaragtig ken, want elke keer as ek so vrees toelaat, dan ervaar ek dat hy vir my sê, is omdat jy my nog nie ken soos wat jy moet nie. Want as ek hom geken het,
soos wat hy is en hom gesien het soos wat hy, dan sou ek dit nie toegelaat het so lank nie. Partykeer sou dit dalk gekom het, maar ek sou dit vinniger kon counter. So mag ons so groei in ons identiteit en ons openbaring van wie hy is, dat vrees eintlik van ons afval. Iemand sê nou ook, the oil of joy, as ons in sy vreugde stap, ons praat hulle van die olie. Nou, ons kry altyd die prentjie van, as ons so vol olie van vreugde is en 'n dankbare hart, dat angstigheid wil kom, maar hy gly. Want ons is glibberig, ons is glad, want ons is vol van die olie van sy vreugde, vol van die olie van sy vrede. So mag ons glibberig wees teen vrees, mag hy nie 'n vatbak kry, maar ons dankbare harte het, en dan moet ons in sy vrede en sy vreugde stap. Okay. Dan het sy nou, so na het sy nou gesê, weet, hy moet maar gaan, sy wil net onsself bietjie uitsorteer, want dis nou vrees in haar hart, en sy, dan kom sy, en dan besef sy verlang na hom, en sy soek hom. So dis mooi, net daarna, sy het ons nou gesê, until the shadows go, weet, hardloop, sê sy, maar net daarna sê sy, die hele nag op my bed, hinker ek na die liefde van my hart. Ek het na hom gesoek, maar kon hom nie vind nie. Laat ek nou opstaan, en die stad deurkruis op die strate en pleine van die liefde van my hart soek. Ek het hom gesoek, maar kon hom nie vind nie. Die wagte het op hulle rond is deur die stad, het my gevind. Die geliefde van my hart, het julle hom gesien? Pas nadat ek by hulle verby is, vind ek die geliefde van my hart. Ek gryp hom vas en laat hom nie weer gaan nie. Ja, so dit is so mooi, sy sê, ek gryp hom vas en ek laat hom nie weer gaan nie. So sy kom op 'n plek wat haar hart nou op 'n plek kom wat sy sê, maar ek soek hom met alles. Ek soek hom, ja, ek het nou toegelaat dat vrees my my bietjie terughou, maar nou ek is honger. Ek het 'n verlange in my hart en dan soek sy. En dan is dit so mooi. Die skrif wat sê, julle sal my soek en vind as julle my met julle hele hart raadpleeg. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. En ek dink ons kom op 'n plek wat ons nie meer kan bekostig om hom net te soek met 'n gedeeltjie van ons hart nie. Ons kan nie net bekostig om hom te soek in sekere areas van ons lewe nie. Dis 'n all or nothing tyd wat ons inbeweeg, want ons gaan nie staande bly as ons net 'n stukkie van hom soek, maar hierdie stukkie is ons nog gemaklik nie. So hy roep ons vanoggend, is dit 'n uitroep wat hy sê jy vanoggend, it's all or nothing. Soek jy my met jou hele hart. En ja, daai soeke lyk so. Daai soeke is, ek raak weer gemaklik. Daai soeke is so, maar soek jy hom met alles in jou. Ja, so ek gaan volgende een. Okay, so sy het nou net gesê, sy soek. Dan praat sy, dan sê sy, awake, O north wind, and come, O south, blow upon my garden, that its spices may flow out. Let my beloved come to his garden and eat its pleasant fruit. Daar is ook so mooi, die Song of Solomon 4 vers 16. Hooglied 4 vers. Sy besef nou actually, dat sy hom nou gesoek het, om gevind het. Nou besef sy is 'n rusplek vir hom. Sy besef, sy is sy tuin. En ewe skielik, is dit nie meer ook net wat hy vir my kan doen nie, maar sy besef, dat sy hom kan bless. Sy besef dat sy vir hom tot seën kan wees en dat sy vir hom 'n rusplek kan wees. En vanoggend is dit, hy bless ons so baie, maar mag ons vanoggend besef en veral in aanbiddingstye dat ons hom kan bless. Dat ons kan kom en tot seën kan wees, dat ons vir hom kan sê, kom in hierdie tuin van my hart in. En kom rus, kom geniet dit. Mag jy amper gaan deur al die chaos in die wêreld vir my kyk en gaan. Die kruis was worth it. Mag hy vir jou kyk en gaan. It was, ek sê nie, hy het ooit getwyfel nie, hy het nog nooit getwyfel nie, maar mag hy na ons kyk en gaan, it was worth it. Jy is my tuin, jy is my beminde, my geliefde. Okay, so sy is op 'n mooi plek weer, raai wat gebeur nou? Sy gaan weer bietjie so, nou is sy weer in 'n vallei, okay, het is amper klaar. Sy raak gemaklik en haar hart word weer koud. En is dit nie so nie, hoekom is dit so dat ons so stagneer, dat ons so gemaklik kan raak in dinge, en dan raak ons harte weer koud. Nou sê sy, ek was aan die slaap, so dit is Hooglied 5 vers 2 tot 8, sy sê, ek was aan die slaap, maar my hart was wakker, hoor daar my liefste klop, maak vir my oop my suster, my liefling, my duif, my volmaakte, my kop is nat van dou, my lokke deurdrenk van die nagse dou. En dan sê sy, ek het my oorkleed al uitgetrek, moet ek dit weer aantrek? Ek het my voet al gewas, moet ek dit weer laat vuil word? So sy is nou asof sy weer op 'n plek gaan wat sy sê, sy was nou net dol verlief, en sy sê, ek is die tuin, en ewe skielik nooi hy uit, en sy gaan, ek is nou nie eintlik lus nie.
En is dit nie ook met ons journey, so dis so funny, eintlik wil ek vir ons sê regtig, maar dan kyk ek na my eie lewe en dan gaan ek sê, ja, ek het dit ook al gedoen. Ek kom nou net uit 'n wonderwerk uit en dan wraggies is ek net daarna weer, gaan die Here dit nou weer vir my doen, verstaan, hy dit nou, gaan nie vir ons deurkom, maar hy het net gister vir ons deurgekom, maar ek is nou weer op 'n plek wat ek twyfel, en ek's nie lus nie, en ek, ja, so hy kom weer op 'n plek, nou dink ek, wat gaan met ons mens, dan dink ek net weer, die Here se geduld vir ons, absolute geduld, wat nooit klaar raak nie. Nooit klaar raak nie. Ja, en dit is iets wat ons vir die Here regtig kan dankie sê, want as dit klaar geraak het, het ons moeilikheid gehad. Absoluut. Okay, so sy sê, moet ek dit weer laat vuil word, dan sê sy, my liefste het sy hand deur die opening gesteek, en my hart het onstuimig geklop oor hom. Ek het opgestaan om vir my liefste oop te maak. So sy kom nou, sy het eers bietjie stagneer, maar toe besluit sy, okay, sy sien hom en sy besef, hy herinner haar wie hy is, en sy sê, okay, ek gaan opstaan. Maar dit is so mooi, sy sê, ek het opgestaan, ek het oopgemaak vir my liefste, maar my liefste het omgedraai en weggegaan. Toe hy wegdraai, het dit geduisel in my. Ek het na hom gesoek, maar hom nie gevind nie. Na hom geroep, maar hy het my nie geantwoord nie. Die wagte op die rond is deur die stad het my gevind. Hulle het my geslaan, hulle het my verwond, hulle het my sjaal afgeruk. En ek besef, in hierdie journey is daar seer. Sy het op 'n plek gekom, en wat gebeur baie keer as ons so, ek wil sê, ons harte so koud word. As ons harte so, as ons daai honger verloor en ons dwal weg, dan is dit die plek waar ons harte soms seer word, waar ons harte seer kry, of dit nou is deur wat mense gesê het, ons is op 'n baie vulnerable plek, as ons op daai plek is, wat ons half eintlik al gemaklik is, sê, maar u is daar, ek is hier, weet, ek is gemaklik, ek is nie meer lus nie, ons word nam, iemand sê so mooi, wanneer ons baie verantwoordelikhede in die lewe op ons skouers vat, nê, dan weet ons, dan word dit swaar. Wanneer hy sê sy las is lig en sy juk, nee, sy jas is lig en sy juk, wat? Sy juk is sag en sy las is lig. Jesus, ek kry nooit daai een reg nie, maar julle weet wat ek bedoel. So ons weet dit is wat sy woord sê. Maar iemand sê nou reg so ou worship oometjie in Amerika, hy sê too much responsibility kills our response ability. So te veel verantwoordelikheid maak dood ons vermoë om te respond. So as ek nou moet ek wonder partykeer in die lewe vat ons te veel verantwoordelikhede, dan word ons harte nam. Dan word ons harte ons kan nie meer respond tot sy liefde nie, want ons het te veel burdens wat ons dra. En hy nooi ons uit en hy sê, kom, ons voel swaar, want ons is besig om die wêreld se goed op ons skouers te dra, en hy het nooit gesê ons moet nie. Maar hy sê, kom, lê daai goed neer, kom sit dit neer, sodat ons lig kan wees en sommer ook kan gaan. So mag ons skouers kom lig maak vir oggend, sodat ons sommer kan hardloop. Okay, so sy het net gesê, het my sjaal afgeruk, die wagte by die stadsmure, meisies van Jerusalem, ek besweer julle, as julle my liefde vind, wat moet julle vir hom sê? Dat ek siek is van liefde. So dis amper asof sy nou begin getuig oor hom. Sy vertel vir hulle, sy sê, luister, sy is nie meer, dis nie meer, dis amper asof sy 'n plek gaan wat sy nog getuig. Sy sê, as julle as my geliefde, my beminde vind, dan moet julle vir hom sê, ek soek hom en ek is lief vir hom. So, haar verhouding met hom word publiek. Sy is uitgesproke, en baie keer daai plek, wanneer ons so vir hom soek, dan begin ons op 'n plek omdat ons nie meer omgee wat mense dink nie. Ons kom nou op 'n plek wat ons gaan, laat die wêreld hoor, dat ek aan die koning behoort. Dat die wêreld hoor dat ek lief is vir hom. En dit is deel van die journey. So wanneer ons op 'n plek kan kom, wat ons weer eens, ongeag ons persoonlikhede, of ons introvert of extrovert is, ongeag van dit, as op 'n plek kom wat ons begin, die notas maak van al die, ek wil net sê, Rico sê nou dag in so 'n diep moment, waar hy sê, die Here sorg vir die mossies, hy sê, en die Here sorg vir die moggies. Ons is wat so moggie, maar klink bietjie vreemd. Maar ja, sê ek sê nie daarvan nie, maar in geval. So ons kom op 'n plek wat ons begin getuig nou, want ons harte is nou, ons soek die koning met alles binne in ons. Okay. Dis ook 'n plek waar ons verskonings neerlê. Ons is so goed met verskonings. Ek weet nie of julle, daar was 1 jaar laas jaar, as aan die begin van die jaar, dan sê die Here baie keer vir my iets, en laas jaar sê hy vir my, Anja, wil jy moet jou verskonings los. Want ek het 'n verskoning vir alles. As hy sê dit, dan, ja, maar dit of dit of dit. En dis amper soos asof ons in die tyd, wat sy sê, maar ek het my skoen al uitgetrek, sy het verskonings, man, sy wil my soek nie dit, ja, dis 'n moeilike seisoen, ja, dis dit. En die Here sê vir ons, maar fokus op my en sit jou verskonings neer, want verskonings help ons niks nie. Verskonings help ons nie. So miskien gaan Heilige Gees ons begin herinner, wanneer ons roep vir iets en ons het ons verskonings, wat hy sê, sit neer jou verskonings. Okay. En dan kom ons hier op 'n plek wat sy sê, maar sy het haar keuse gemaak. Weer soos die liedjie wat ons mee begin het.
Sy besef nou opnuut dat sy is syne en hy is hare. Sy sê in Hooglied 8 vers 6 tot 7. Dra my soos 'n rolseël teen jou hart, soos 'n rolseël aan jou arm, want liefde is kragtig soos die dood. Hartstog mededoenloos soos die doderyk. Die liefdesgloed is 'n vlammende vuur, 'n verterende vlam. Baie water kan die liefde nie blus nie. Riviere kan dit nie wegspoel nie. As iemand alles in sy huis aanbied in ruil vir liefde, sal hy diep verag word. Ek lees dit ek gaan nie die Afrikaans. So, sy kom op 'n plek wat sy besef hoe kragtig is die liefde. En ewe skielik is dit asof sy sê, die riviere, die seisoene, die valleie, maak nie saak wat kom nie. Niks kan hierdie liefde, wat ek in my hart het blus nie. Want hierdie liefde, I have made up my mind. Ek het nou my besluit gemaak. Sy sê in Hooglied 8, ek gaan dit in die Passion Translation lees, heel aan die einde amper, sy Song of Solomon 8 vers 14, sy sê, Arise my darling, come quickly my beloved, come and be the graceful gazelle with me, come be like young stag with me, we will dance in the high place of the sky, yes, on the mountains of fragrant spice, forever we shall be united as one. En is so mooi, sy gaan deur hierdie ops en hierdie afs, maar aan die einde gaan sy, deur Jenny met vrees, deur alles, kyk sy en sy sê, maar ek het my besluit gemaak. Ek sê ja. En die lewe is baie keer messy, en die lewe verstaan ons nie altyd hoekom dinge gebeur nie, maar mag ons waaragtig op 'n plek wees, waar ons besluit gemaak het, en niks of niemand gaan ons anders te oortuig nie. Ek dink ek gaan so vir 'n oomblik, ek gaan jou uitnooi vir 'n oomblik te sit en jou oë toe te maak. En dan wil ek jou vra om vir Heilige Gees te vra, ek gaan net na die klavier toe beweeg. En dan wil ek jou vra om vir Heilige Gees sommer net te vra om ietsie van vanoggend net in jou hart te highlight, te onderstreep, wat hy dalk met jou wil werk. Dalk is daar ietsie wat hy vir jou wil uitwys, en dan gaan ons hom net 'n kansie, 'n tydjie gee vir bedien, as dit reg is. Want dit help nie, ons hardloop nou net aan nie. Ek voel hy wil ietsie kom doen. So kom ons staan so 'n bietjie stil. So net daar waar jy is, so saggies. Vra vir Heilige Gees om jou te kom help en te kom wys. En Jesus, ek bid vir elke hart vanoggend. Jesus, ek bid dat as iemand is wat U nog moet leer ken, dat U vanoggend Uself sal openbaar. Dat U vanoggend sal kom wys wie U is. En daar 'n ontmoeting sal wees vir hart wat ontmoeting nodig het. En ek bid vir elke hart wat vir so lank gefokus is op eie tekortkominge en eie in die verlede dalk, 'n verlede wat nie so goed en nie so mooi lyk nie. En bly vashak, waar die van bly herinner. Bid ek dat U in hierdie oggend sal kom en 'n openbaring sal bring van wie U is. Dat die fokus na U sal draai. Ek bid dat U identiteit vanoggend sal kom vasmaak oor harte. Hoe U ons sien, nie wat mense al gesê het nie, nie wat ons dink oor onsself nie, nie wat die vyand dalk kom sê het nie, maar wie U sê ons is. Want ek imagine 'n wêreld waar die bruid stap in haar identiteit. Dus dinge gaan nie dieselfde wees nie, dinge gaan verander.
Die wêreld gaan anders lyk. En ek bid dat U vanoggend by ons sal begin. Ek bid dat U weer vuur in ons harte sal kom aansteek, Jesus. Ek bid dat U 'n honger in ons hart sal bring vanoggend. That we will say this morning, it's all or nothing. Ek bid dat U die vuur en die vlam van ons eerste liefde weer sal kom aansteek in ons harte. En dat ons sal sê, soos wat sy kon sê, ek soek U met alles. I have made up my mind. Ek het my besluit gemaak, so met U sal ek gaan. Al verstaan ek nie waantoe ons altyd op pad is nie. I will choose to trust You because I know You. And I know that You are faithful. Ek weet dat U getrou is. Ek weet dat U goed is. Ek weet dat U is wie U sê U is. Ek weet dat U almagtig is. Ek weet dat U enigiets kan doen. Ek weet dat U die waarmaker van die woord is. En ek weet dat U reeds in môre is. En daarom kan ek U vertrou. Ek bid dat vrees vanoggend sal afval. Dat dit net sal afval, angstigheid sal afval in die naam van Jesus. Ons verklaar vanoggend dat vrees en angstigheid nie 'n plek het oor ons harte nie. Ons weet wie ons is in Jesus en ons weet wie hy is. En ons weet dat hy getrou is. En ek bid vir 'n nuwe vrymoedigheid, 'n nuwe boldness in harte vanoggend om uit te gaan en te getuig van die goedheid. Om te getuig wie hy is. Vir ander te vertel hoe goed hy is en hoe getrou hy is. En ja, ons kan getuig al is ons nog in die vallei. Ons hoef nie te wag vir die bergpieke voor ons kan begin getuig nie. In elke seisoen is hy getrou. In every season. Hy is getrou. Hy is wie hy sê hy is. Hy is wie hy sê hy is. En ek het my besluit gemaak. Ek sal U volg. En ek het my besluit gemaak. Ek sal gaan waar U gaan. Want hier is my hart. Hier is my hart. Hier is my hart. En ek vir oomblik vir hom sê, hier is my hart. En hier is my hart. Hier is my hart. Hier is my hart. Ek behoort aan U. Ons sing dit vir 'n keer. En hier is my hart. En hier is my hart. En hier is my hart. Ek behoort aan U. Net nog so 'n paar keer. En hier is my hart. En hier is my hart. En hier is my hart. Ek behoort aan U. Nog 'n keer, kom ons sing dit soos dit bedoel. En hier is my hart. En hier is my hart. En hier is my hart. Ek behoort aan U. En hier is my hart. En hier is my hart. En hier is my hart. Ek behoort aan U.
Sit jou hand op jou hart net vir 'n oomblik. I am yours. You are mine. Together we are forever. Together we'll be forever. I am yours. You are mine. Together we'll be forever. Together we'll be forever. I am yours. You are mine. Together we'll be forever. Together we'll be forever. I am yours. You are mine. Together we'll be forever. Together we'll be forever. Yes, Lord, I give. Yes, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. And every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Nog een laaste keer, kyk net vir hom. Kyk net vir hom as ons dit sing. Yes, Lord, I give you my heart. I give you my soul. Yes. I live for you alone. As every breath that I take, every moment I'm awake. Yes. Lord, have your way in me. Yes, we worship you. Yes, we worship you. Ja, dankie vir jou goedheid, dankie vir jou getrouheid. Thank you that you'll never give up. U is getrou, U is wie U sê U is. En ek vra Heilige Gees dat U sal kom en dat U die naprediker sal wees in ons harte. Ek vra dit soos wat ons op hierdie avontuur van Hooglied is, op hierdie avontuur van berge en valleie. Dat ons sal weet, maar Jy laat nie gaan nie. En dat die honger ons harte net al hoe sterker sal raak vir U. You are so worth it. As ons U weer moet kies ons U oor en oor en oor en oor en oor, because we have made up our mind. We choose You over and over and over and over again. Ek bid 'n seën af vanoggend. Ek bid 'n seën af oor elkeen wat hier sit. Ek bid dat U deur die Gees sal kom en elke hart sal bedien. Elke hart sal bemoedig. Jy is so getrou en Jy is so goed. En ons is so lief vir U. Ek bid vir elke mamma, ek bid net die seën oor elke mamma af. Ek bid dat U, ek sien 'n prentjie net wat duidelik opkom, onder die appelbome sit en vrugte eet. Ek bid dat elke mamma in die besig wees van alles na 'n plek sal vat, van in die skadu sit, in die rus wees. Dat elke mamma sal kom bedien en haar net sal kom volmaak weer. Sal kom volmaak met die liefde en die vrede en die vreugde, energie en krag, alles wat hulle nodig het. Ek bid vir elke mamma wat bekommerd is oor hulle kinders. Jesus, ek bid dat ons vandag weer sal besef dat U vir ons kinders liewer is as wat ons vir hulle is.
perfekte liefde and you won't give up. So ek bid dat die elke hart wat bekommerd is sal bemoedig, dat daai kommer sal wyk en dat 'n vrede die plek sal vul. U is vir ons kinders. U is in hulle toekoms. En ons verklaar net yes en amen op elke, ja en amen op elke belofte wat daar oor ons kinders se lewens is. Dankie Jesus. Ons eer U. Daar is niemand soos U nie. U is net so goed. En ons sê dankie. Amen.